bound to my shame. I'm no longer a slave to my pain. He lifted me up, and now I'm a conqueror. There is freedom found in His name. His blood running through my veins, and He lifted me up into the wonder. Yeah, the fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, set it free. We dance 'cause we've been redeemed. Can you hear it loud as we sing? Awake and alive, we're living the wonder. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, and set it free. The power of His name, it cannot be contained. Unlock the praise, let loose. Boundless grace, love untamed. I will sing and shout His praise. Boundless grace, love untamed. I will sing and shout His praise. Boundless grace, love untamed. I will sing and shout. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, and set it free. The power of His name, it cannot be contained. Unlock the praise, let loose, and set it free. Welkom by Doxa Deo Brooklyn Campus se aandiens. Jy het die regte keuse gemaak om vanaand in te skakel en is vir ons lekker dat jy vanaand hier is. Vanaand is 'n aand van deelname. Deelname in die worship, in die woord, in gebed en sowel as die bediening wat gebeur vanaand. Ons het ook 'n verrassing wat ons iemand van die Blou Bulle het wat ons mee gesels het oor emosionele uitputting en ek wil hê dat julle saam met ons vanaand na dit sal kyk. So week terug het ons met Faf du Plessis gekuier en sy storie gehoor oor hoe die Here sy hart gegryp het sommer op die cricketveld. En 1 Junie is vir julle as vrouens 'n geleentheid om ook geïnspireerd te word. So gaan save the date vir die vroue aand 1 Junie. Daar sal meer inligting volg op die website soos goeders bevestig is. Ek wil ook vra, 20% van ons mense wat kyk na hierdie is subscribers.
Wil jy nie sommer gaan en subscribe al ons verskillende pages van Facebook, YouTube en moet glad nie informasie mis of geleenthede mis wat jou lewe kan verander nie. Vanaand begin ons met Dr. Jannie Botha. AJ het 'n gesprek met hom gehad oor emosionele uitputting sowel as depressie. En in ons sekere tye kan ons emosies baie keer die oorhand kry van ons. Hoor wat Dr. Jannie Botha sê vanaand. Hallo julle, dis vandag lekker om vir Dr. Jannie Botha saam met ons te hê. Ons gaan met hom gesels net oor die hele gedagte van geestesgesondheid. So Jannie, baie welkom. Dit is 'n voorreg vir my, AJ. Lekker om met jou te chat vandag. Nou Jannie is die mental coach van die Springbok Sewes en hy's redelik sterk betrokke by die sportsielkunde kant van die bulle. En dan het hy ook 'n hart vir mense en 'n hart dat mense geestelik gesond sal wees. En so hy het klop ander areas wat hy 'n expert is, so van verhoudinge regdeur. So ons gaan vandag met hom chat oor iets wat so relevant is in 'n tyd soos hierdie en ons almal ken iemand miskien wat deur 'n moeilike tyd gaan of ons gaan self deur 'n moeilike tyd, net in terme emosioneel en geestelik deur 'n moeilike tyd. So Jannie, vertel ons eers in terme van as ek dink ek as kind van die Here en die hele ding van geestesgesondheid. Hoe meng ek daai twee? Hoe bring ek daai twee bymekaar? Kan ek as Christen moet ek op 'n plek wees waar ek nie geestesgesond is nie? Kan ek dit admit? Waar kom geloof daai hele prentjie in die pakkie in? Yes, AJ, dis 'n baie goeie vraag en ek dink om dit te antwoord, moet ek miskien dit so verduidelik dat almal van ons het so basies 3 bane waarvolgens ons funksioneer. Ons te geestelike baan, ons te emosionele baan en ons te fisiese baan. En ons kan enige tyd as gevolg van omstandighede, as gevolg van gebeurtenisse, van een van daai bane afval. En dan moet jy weer op die baan kom. Nou, die maklikste voorbeeld gebruik is altyd die fisiese voorbeeld want dit is sigbaar vir ons. So as ek fisies op die fisiese baan is en ek breek my been, dan val ek basies van die fisiese baan af. Die eerste ding wat ek doen is ek gaan na 'n dokter toe, hy help my, hy spalk my been, hy kry dit reg sodat my been weer reg kan aangroei, sodat ek as ek weer op die fisiese baan is, dat ek ordentlik kan loop op die fisiese baan. Ja. En dit gebeur met ons almal en dit is ons natuurlik en ons het geen probleem daarmee. Ja. Die oomblik as ons van die emosionele baan afval, en baie keer van die geestelike baan ook, maar gewoonlik as ons van die emosionele baan afval, ons mag nie eintlik nie. Ja. Val as Christen, mag jy nie eintlik hier afval nie. En die probleem is, dan val ons daar af, want almal van ons doen. En as ons daar afval en ons kry nie die regte hulp nie, want as ons fisies van die baan afval en ons breek ons been, en ons kry nie die regte hulp nie, dan groei ons been skeef aan. En dan loop ons op die normale baan, maar met 'n been wat so, want hy het nooit reg aangegroei nie. En dit gebeur baie keer met ons emosioneel. Ons val van die emosionele baan af, maar omdat ons dit eerstens nie mag doen nie, jy mag nie van die baan afval nie, want jy is nou Christen, maar ons val af. En as ons nie die regte hulp kry daar nie, dan groei die emosionele ding skeef aan. Ja. En dan loop jy met daai emosionele gebreekte been rond, of skeef aangegroeide been rond. En jy begin so funksioneer, want dit word naderhand jou norm. Maar ek dink ons hoef nie. Ek dink ons kan hulp kry, terug op die baan en weer aangaan. En dit geld dan vir al 3 bane. Is daar iets fout met my as ek van die emosionele baan afval? Is dit, hoe moet ons oor daai dink? Het ek dit nou heeltemal verloor of hoe normaal is dit om te gebeur? En tweedens ook, hoekom voel mense nou in hierdie tyd redelik, hoekom gebeur dit meer met mense nou in hierdie tyd? Okay, miskien AJ om te sê, kan ons van die baan. Ons is net mense. En as mens val ons van daai 3 bane af. Dis die realiteit van ons lewe. Nou, by dit bygesê, het ek geen twyfel dat Christus en Jesus genees. So ek het nie 'n probleem dat Jesus genees nie, maar baie keer gebruik hy mense om jou te help met daai genesing. Baie keer nie eers 'n dokter of baie keer net 'n vriend.
En baie keer as ons van die emosionele, baie keer as ons van die fisiese baan afval, dan is ons been nie gebreek nie, maar hy's net kwaai geskuur. Ja. So ons hoef nie dokter toe te gaan nie. Jou ma sit vir jou 'n bietjie goedjies op en oor 'n week is hy weer beter. En dis dieselfde emosioneel en dis dieselfde geestelik. So ek het Jesus genees vir ons, daar's geen probleem nie. Maar hy gebruik baie keer in al drie daai areas mense om ons te help om dit te gebruik. Nou wat dan gebeur is hoekom dit erger is in tye soos hierdie as ons miskien 'n woord kan gebruik om 'n emosie te om dit net vir almal makliker te maak. En ons gebruik byvoorbeeld die woord depressie. Ja. Hoekom voel mense meer depressief in tye soos hierdie? Nou, die realiteit is, ons is op so emosionele baan, soos ons gesê het. Maar kom ons noem dit so emosionele highway. En op die highway, aan die een skouer van die highway, is dit sad, of wat die Afrikaans sal sê, ek is nie so lekker Afrikaans. Hartseer. Hartseer. Ja. En op die ander skouer van die highway, is happy, of gelukkig. Nou, almal van ons beweeg heeltyd in daai tussen sad en happy, hartseer en gelukkig. En nie funksioneer ons. Dan is daar iets wat gebeur met ons, of iets gebeur en ons gaan deur die skouer. En nou raak dit aan, op die highway is dit lig, van die highway af is dit donker, beide kante. Nou gaan jy deur die snelweg, en jy's nou hier van die highway af so bietjie. Nou begin jy bietjie hier buite die highway beweeg. So lig, donker. En dis so ons gemoed werk, as ons te lank in die donker funksioneer, dis wanneer ons depressie ervaar. En jy beweeg nou sien jy nie meer lig nie. Nou is alles wat jy sien is eintlik nou maar donker. En dit kan met enige iemand gebeur. Dit kan met almal van ons gebeur. En so, daarom is dit so belangrik. Baie keer is jy so lank daar, dat ons miskien medikasie moet gebruik om jou net weer in plek te kry. Maar meeste van die tyd is jy daar, maar jy wil so graag hier wees. En dan het jy net iemand nodig, baie keer jou ma wat vir jou 'n pleister opplak, want jy het nie regtig, jou been is nie gebreek nie, Ja. maar hy seer. Hy's geskraap en hy't bloei. En daai emosionele been kan ons dan help. En so ek dink, dit gebeur met ons, en die rede hoekom dit in tye soos hierdie meer gebeur, is dit nie asof dit meer gebeur nie, dit word net meer exposed, dit word net meer blootgestel. So jy's meer blootgestel aan jou emosies in hierdie tye. Nou, ek dink, as jy nou vir iemand sal sê, miskien iemand wat hierna kyk en hulle is of self in daai donker plek nou, waar hulle nou tussen lig en donker gaan, of hulle weet van iemand baie naby aan hulle, wat hulle vermoed daar is. Watse wenke sal jy gee? Watse tools sal jy vir ons gee, om daarmee om dit te hanteer? Om dit te hanteer. So, okay, ek sou sê, ons gaan heeltyd terug na die drie bane toe. Geestelik, emosioneel en fisies. Om fiks te word, ek ken geweldig baie mense, wat fiks is in van daai areas. Van hulle is miskien fiks geestelik, van hulle is miskien fiks emosioneel, van hulle fiks fisies. Ek ken baie min mense wat fiks is op al drie vlakke. Ja. Om fiks te word op daai vlakke, moet jy ongelukkig iets doen. So as jy fisies wil fiks word, moet jy gaan oefen. As jy geestelik wil fiks word, moet jy tyd in die woord spandeer, jy moet tyd in gebed spandeer. Dis hoe jy gaan fiks word. Ja. As jy emosioneel fiks word, weet mense nie altyd wat se oefeninge doen ek om emosioneel fiks te word nie. Nou ek wil vanoggend of vandag wil ek graag hierdie oefeningkie deurgee. Dis 'n 15 minute oefening vir 'n week. En ek wil graag ouens aanraai om as jy daar is, want die krisis as dit donker is, kan jy nie sien nie. En is moeilik om dit te doen en dit aanvaar ek. Maar ek wil tog hierdie vir jou aanbied as 'n 15 minute een keer 'n week. Okay. En jy kan dit jy kan een van die oefeninge per dag doen. Die eerste oefening vat 1 minuut. En dit gaan oor spesifiseer. Okay. Dit gaan oor om te gaan sit en vir 'n minuut te dink, hoe voel ek? En dan in daai minuut te sê 'n woord te kry. Ek is of hartseer, ek is teleurgesteld, ek is kwaad, maar om net 60 sekondes te gebruik, die woord neer te skryf en dit te spesifiseer.
Kom ons gebruik die woord angs. Ek's angstig. Sit dit neer angstig. Skryf die woord. Môre wil ek vir jou vra, die tweede oefening vat 2 minute. En hierdie 2 minute oefening is om daai emosie wat jy gister gehad het, te verwoord. En te sê, daai angs, ek het 2 minute tyd om te dink waar kom dit vandaan. Nou ek gaan nou maar net voorbeeld noem, sodat jy dit kan verstaan. So, angs, môreoggend sit ek en dink, hoe kom ek angs? Ek het stopperlosie, ek het net 120 sekondes, nou dink ek. So my angs kom van, ek is bang ek verloor my werk. Ja. Nou het ek skielik die emosie verwoord. Nou het ek skielik iets daarby gesit en sê, wow, ek is bang verloor my werk. Die volgende dag, die derde dag se oefening, woensdag se oefening, is net 3 minute. So dis 'n 3 minute oefening. 1 minuut oefening, spesifieer die woord. 2 minute oefening, verwoord dit. Derde minuut oefening, gee dit kleur. So jy het nou 3 minute om te skryf oor my vrees dat ek my werk kan verloor. Wat sal gebeur as ek dit nie verloor? En wat sal gebeur as ek verloor? Ek het 3 minute tyd. En ek skryf dit net, ek maak dit vir my notas. Die 4de oefening is dan dag 4, dis donderdag se oefening. Dis 4 minute. So ek gee vir jou 4 minute donderdag om te gaan sit en dink, want die donderdag een is nogal 'n moeilike een, want dit gaan oor vertroue. Dit gaan oor, ek het nou gespesifiseer, dis my angs, dis hoekom ek dit het, en ek het 'n bietjie kleur gegee. As ek dit nie verloor nie, hoe gaan ek wees, en as ek dit verloor, hoe gaan dit wees? Die 4de een is, om iemand te kry wat ek kan vertrou. Ek het 4 minute tyd, jy moenie langer as jou tyd vat nie. Okay. Ek het 4 minute tyd om te skryf, wie kan ek vertrou? Ek kan vir AJ vertrou, skryf sy naam neer, en skryf 3 redes hoekom jy kan vertrou neer. Hy is betroubaar, hy is altyd op tyd, hy het nog nooit teleurgestel nie. Nou het ek 'n oefening gedoen, ek begin by angs, toe gaan dit oor na, ek is bang verloor my werk, toe gaan dit oor maar, wat gebeur as my werk verloor, wat gebeur as ek nie my werk verloor nie, toe gaan dit oor na, wie kan ek vertrou in die lewe? Want skielik gaan jy weg van die ding, na die emosie, na wat kan ek doen daaraan? Dan, die 5de dag, het jy 5 minute. Vrydag het jy 5 minute om vir AJ te bel. En al wat jy met AJ moet doen, is met hom deel. AJ, ek het maandag geweldig angstig gevoel. En ek het gaan dink oor daai angs, en ek deel dit net met jou. Ja. Die punt is, baie keer as ons deel, dan verwag ons 'n antwoord. Deel is die antwoord. Ons kan nie 'n antwoord, want AJ gaan nie vir jou kan sê of jou werk. Ek wens hy kon. Engel AJ. Maar hy kan dit nie doen nie. Hy gaan dit nie kan doen nie. So die doel van die oefening is nie dat ek Vrydagmiddag met 'n antwoord sit oor my werk nie. Die doel dat ek Vrydagmiddag gedeel het oor my emosie. En ons besef dit nie, maar hierdie 15 minute is geweldige emosionele gym. Dis geweldige emosionele gym. Om vir iemand wat in die donker is te sê, bel iemand anders. Ja. Dis gymwerk. Dit gebeur nie maklik nie. As jy dit gedoen het, persentasie fiksheid wat jy in 'n uur in 'n gym doen maandag tot Vrydag. Fisies. Kry jy dieselfde uit hierdie uit. It's amazing. Want ons emosies speel so 'n belangrike rol in ons geestesgesondheid. En al wat ons wil wees is geestesgesond. Al wat ek wil wees, want onthou die lewe is net verhoudings. So die belewe bestaan uit ek en jy. Dis die lewe. Hierdie goed gaan nie terugpraat nie. Maar in die proses moet ek en jy kan relate. Ons moet mekaar jy moet kan weet hoe ek voel. Of jy iets aan kan doen of nie, dis nie relevant. So dis 'n oefeningkie of 'n wenk of ek weet nie of dit help. Nee, ek dink dis amazing, want ek dink dit gee vir ouens regtig haalbare, dit gee vir hulle tools in hulle hande wat hulle kan gaan doen en enigiemand kan dit gaan doen. En ek dink wat ook lekker is, dis iets wat ek saam met 'n vriend ook kan deurgaan. Absoluut so. Wat ek weet, alright, hierdie persoon gaan deur dit, kom ek stap hierdie oefening saam met hulle deur. So jy kan net vir my oefening gee om dit. So ja, nee, baie dankie. Dis so groot plesier, AJ. Vir dit, ek hoop julle ouens dat hierdie julle bless en miskien luister jy hierna en jy kom agter maar daar's so 'n stappie verder wat jy nodig het, of miskien het jy nie iemand wat jy sê ek kan hierdie persoon vertrou nie,
Ons het 'n life center hier by die kampus met klomp mense wat 'n hart het om jou te help. En wil jy nie in aanraking kom met ons life center nie, en ons stap saam deur hierdie journey en deur hierdie pad saam. Ons gaan nou in 'n tyd van worship ingaan. En miskien is dit nou jou geleentheid, soos wat die worship team ons nou gaan vat, om net daar in jou sitkamer of waar ook al jy jouself vind, net 'n oomblik te vat en tyd te spandeer saam met die Here. En miskien is dit vandag ook 'n eerste stap vir jou, is waar jy totaal en al jou hart oopmaak vir die Here en vir hom sê waar jy is. Sometimes weary from the waves crashing over my whole day. God of mercy, you can rescue me. I am waiting for your voice, gentle whisper in the noise. Father, tell me everything's alright. Yeah. Your power and your presence break strongholds, King of heaven. When you speak, mountains move. I believe there will be breakthrough. Taken all my scars, piece by piece restored my heart. Take what's broken, made it whole again. Yeah. Your power and your presence break strongholds, the King of heaven. When you speak, mountains move. I believe there will be breakthrough. There will be breakthrough. Shake the mountains and break the walls apart. Open the heavens, Almighty God, you are overcomer, defender of my heart. By your power, the oceans open wide. Your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Shake the mountains, break the walls apart. Open the heavens, Almighty God, you are. Overcomer, defender of my heart. By your power, the oceans open wide. Your fire falls down, heaven and earth collide. King Jesus, forever by my side. Your power, your presence
come together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. His name is Jesus.
Good grace, good God, His name is Jesus. Ek wil jou uitnooi om die volgende 30 sekondes deel te neem in hierdie geleentheid om vir mense 'n dankbaarheid uit te spreek. Wil jy nie jou foon vat en vir die mense in jou lewe 'n boodskap te stuur? Dalk is dit vriende, dalk is dit familie, dalk is dit die mense wat reg om jou sit. En vir hulle 'n boodskap te stuur oor dit wat hulle vir jou beteken. Ons wil jou 30 sekondes gee om dit te doen en terselfdertyd jou die geleentheid gee om 'n bydrae te maak in die koninkryk. Daar sal skakels hierso wees wat jy kan gebruik om jou te vat na 'n platform om te kan gee. Hallo julle ouens. Dis vir my so lekker om vandag net met julle te kan gesels oor iets wat ek voel so belangrik is in terme van hoe ons die lewe sien en hoe ons dit wat rondom ons gebeur sien. Sien, daar's iets daarin in die mense brein wanneer goed rondom ons gebeur wat of sleg is of ons kan dit nie 100% verklaar nie, is dat ons dit probeer interpreteer sodat dit kan sin maak vir ons. Dis 'n tendens wat reg deur die geskiedenis al plaasgevind het. En ons vind onsself nou dat mense vra soos, is hierdie die eindtye? Is hierdie die wraak van die Here op die aarde? En klomp ander vrae wat nou gestuur word, omdat ons gryp na antwoorde. Ons wil tog net sin maak van dit wat besig is om ons te gebeur. Nou, in Tessalonisense skryf Paulus aan die gemeente in Thessalonika. En op daai tyd het die gemeente ook paar klomp vrae gehad rondom die koms van die Here en het hy al gekom, het hy al nie gekom nie. Daar het verskillende goed gebeur in Thessalonika in daai tyd. Die mense het klomp vrae gevra en Paulus kom en hy maak 'n stelling in 2 Tessalonisense 3 vers 5 en dit is vir my so amazing wat hy sê, mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Sien wat Paulus hier doen, is hy bring die mense terug na 'n sentrale fokuspunt toe. Hy fokus net weer hulle gedagtes op dit wat werklik saak maak. Sien, want uit al die vrae uit wat gebeur het, bring hy hulle en hy sê, luister hierso, fokus weer op Christus. En hy gebruik 'n amazing woord, hy sê die lydsaamheid van Christus. Nou hoor wat sê die English Standard Version in hierdie gedeelte en hy skryf, hy sê, may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. The steadfastness of Christ. Nou as ons kyk na daai woord steadfastness en ons kyk na die betekenis, dan sê hy sê the quality of being resolutely or dutifully firm and unwavering. Nou as daar 'n begeerte is in my hart vir ons elkeen, is dat ons dutifully firm and unwavering sal wees in hierdie tyd. En al maniere hoe ons dit gaan doen is as ons fokus beweeg na dit wat rondom ons aangaan, weer na Christus toe. En dit is ons fokuspunt, dit is wat ons lewe rig. Die woord sê, in him we live and move and have our being. Nou as ons kyk na dit wat Christus kom doen net vir ons, dan vind ons 3 goed wat gebeur het en wat ons kan uitkry uit die hele konsep uit van genade. En die eerste ene is, ons het genade om te wees. Genade om te wees. Sien, Christus het aan die kruis die wraak wat die mensdom moes tref, het hy op homself geneem. So die vraag van, is hierdie die wraak van die Here, sukkel ek om dit te link met dit wat ons lees in die woord. Sien, want die som totaal van die wraak wat die mensdom moes tref, het vir Christus aan die kruis getref.
sodat ek en jy op 'n plek kan wees waar ons totaal en al net kan wees. Sien, want die oomblik as ek wonder en ek wag vir die wraak van die Here wat op my lewe of op die mensdom moet kom, dan val ons weer terug in 'n verwysing van my eie prestasie. Nou is dit weer my goedheid wat bepaal. Nou is dit weer hoe goed ek kan wees, wat bepaal hoe ek gaan leef. En die oomblik as ons dit doen, dan is die druk weer aan op ons lewe. Dan is ons kapasiteit om net te kan wees, is nie meer daar nie. Want nou wag ons, en ek wag dat ek net 'n fout maak, want dan gaan die Here weer sy wraak stuur. Sien, die oomblik as ons besef, die wraak van die Here was alles op Christus uitgestort. En dit was gekanseleer en ons kan net nou wees en leef in 'n identiteit wat gefestig is in hom. Nou ewe skielik as ek met mense werk, dan is my doel voor oë om vir hulle liefde te wys, nie om hulle te probeer oortuig van hoe verkeerd hulle is en dat hulle saak moet regkry nie. Maar deur liefde kan ek hulle wys waar hulle regte identiteit lê. Die tweede konsep wat ons kry uit genade is, dat genade gee ons die kapasiteit om te doen. Sien, in die kerk van Thessalonika het lees ons dat soveel mense het eintlik passief geraak. Sien, en die vraag wat ons vra kan so maklik ons passief maak. Vrae soos, is hierdie die eindtye? Miskien is dit nie. Sien, ek wonder maar net altyd wanneer die vraag gevra word is, in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog of toe die Spanish flu uitgebreek het, wat was mense se interpretasie van tye toe? Sien, daar's ietsie in die geskiedenis wat homself herhaal wanneer hierdie tipe goed gebeur. Maar hierso is die groot fout wat ons maak. Is ons raak so vasgevang om 'n greep te kry op dit wat ons nooit eintlik regtig 'n greep op gaan kry nie, dat ons passief raak in dit waarvoor die Here ons geroep het. Sien, dit is so maklik dat ons passief kan raak in ons werksplekke, dat ons passief kan raak in die manier hoe ons leef in ons gesinne, die intentionaliteit waarmee ons leef in 'n wêreld daar buite. Sien, want ons 'n wêreld daar buite wat die Here so nodig het, en hy het ons geroep om city changers te wees. En as ons te veel gaan fokus en ons word vasgevang in al hierdie vrae van hoe lyk dit nou as die Here gaan kom, of hoe lyk die wederkoms, is hierdie die eindtye ensovoorts, dan verloor ons fokus op dit wat regtig saak maak, en dit is Christus. So kom Paulus weer eens in Thessalonika sê hy, julle fokus net weer op Christus. Sien, dat ons omstandighede nooit ons so oorweldig, dat ons vergeet van dit waarvoor ons geroep is nie, dat ons totale wese vind in Christus, ons vind ons roeping, ons vind ons doel alleenlik in hom. En mag in hierdie tyd, soos wat jy fokus op Christus, mag dit jou iets aktiveer weer in jou binneste, en mag ons nie passief raak nie, want genade is daar dat ons kan doen, al voel ek nie noodwendig, ek het al die kapasiteit om dit te doen nie. Die Here weet, jy het alles in jou om te doen dit waarvoor hy jou geroep het. Dan die derde gedeelte wat ons kry in die hele konsep van genade is, dat genade gee vir ons kapasiteit om deur sekere seisoene te gaan. Sien, ek hou van hoe Paulus dit stel waar hy sê, the steadfastness of Christ. Daai wat hy sê, dis unwavering, daar's ietsie stabiel aan dit. Sien, is so maklik wanneer ons deur seisoene gaan waar dit moeilik gaan met ons, om net so fokus te verloor van Christus af. Sien, dis die amazing ding van genade, dat maak nie saak wat met ons gebeur nie. Die Here het 'n manier om dit deel te maak, om dit so te weef in sy perfekte plan vir ons lewens. Dis soos waar ons nou is met 'n virus wat besig is om ons lewens oor te vat. En ons kan of daarna kyk as dis hierdie wrede God wat 'n virus gestuur het om sy mense 'n les te leer, of ons kan nou kyk dat ons lewe in 'n gebroke wêreld, en dit is deel van ons lewe op aarde, maar die Here gebruik goed wat gebroke is, om iets moois na vore te bring. En mag dit die storie wees van ons lewens, dat soos wat ons deur hierdie ding gaan, dat daar iets moois gaan uitkom, want hy beloof in sy woord, hy gaan alles ten goeie laat meewerk. En miskien is jy vandag in 'n season
waar dit moeilik gaan met jou emosioneel. En jy probeer sin maak van dit wat om ons gebeur en miskien is jou persepsie van wie die Here is bietjie anders as wat dit van tevore was. Miskien is jou fokus bietjie weggevat van wie hy is. Wil ek jou vra, wil jy nie weer opnuut net weer jou fokus op hom en sy liefde rig, soos wat Paulus die gemeente in Thessalonika ook aanmoedig nie. Dat ons op hom kan fokus en dat ons weet, alles gaan oukei wees. En ek wil jou los met 'n gedeelte in Hebreërs 12, waar Paulus skryf, en hy skryf weer net oor hierdie hele fokusgedagte. En mag hierdie skrifvers jou net weer bemoedig in hierdie tyd. Hy sê, Hebreërs 12, hy sê, strip down, start running and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. Miskien is jy vanaand in jou sitkamer en jy weet emosioneel gaan dit nie goed nie, dat jy gaan deur 'n moeilike tyd. Wil ek graag nou hierdie geleentheid vat en vir jou bid. En wil jy nie daar waar jy is, net weer jou fokus rig op Christus, terwyl ek vir jou bid, en ek vertrou dat die Here iets amazing net in jou lewe gaan doen. Ja, Here, dankie. Dankie dat ons kan weet dat U is ons alles, en dat U genade is vir ons genoeg, dat U genade gee vir ons soveel kapasiteit om seisoene en omstandighede in ons lewens deur te gaan. Here, ek wil bid vir elke persoon wat in hierdie tyd emosioneel deur 'n moeilike tyd gaan, of dit nou is angstigheid, of dit is nou miskien 'n stuk hoop wat verlore is, Here Jesus, dat U sal kom en net weer ons gees net weer sal bemoedig. Dankie dat ons kan weet U is by ons elke oomblik van elke dag, en U gaan ons nooit verlaat nie. Here, ek wil bid dat elke persoon net so tangible sal voel, hoe julle net om toevou met die liefde. Dat hulle weer 'n stuk hoop sal kry, 'n hoop wat nie gebaseer is op ons omstandighede nie, maar 'n hoop wat gebaseer is op wie U is. En dat ons kan weet, ons kan vashou aan U beloftes in hierdie tyd. En dat U in hierdie seisoen vir ons almal sal leer dit wat U vir ons wil leer, en dat ons kan weet dat aan die einde, Here Jesus, gaan alles oukei wees, en kan ons weer voluit leef soos wat U bestem het, ons kan leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie AJ, ek wil vandag net vir jou sê, ons sien uit na donderdag aand, dis Hemelvaart, en ons gaan jou fasiliteer met 'n tyd van worship, en 'n stuk woord, en 'n klomp lekker praktiese goed. So wat jy moet doen is, vir donderdag is om 'n kers gereed te kry, en 'n baksteen minstens gedruk op 'n stuk papier, en iets om jou nagmaal te kan geniet. Kom wees gereed vir 'n baie spesiale ervaring komende donderdag aand. Baie mense vra vir ons hierdie vraag, hulle sê, hoe kan ek ander mense begelei om 'n verhouding met God te groei en te ontwikkel, om hulle eerste stappies saam met Jesus te neem? Ons gaan die hele maand van Junie daarop fokus en vir jou vra om in 'n groep van 2 of 3 rondom die woord te kom sit, en ons gaan jou bemagtig met 'n boek, ons gaan jou bemagtig met 'n video stukkie, 5 keer 'n week uitgesprei oor daai hele 4 weke, en dis alles op audio ook beskikbaar. Hier is ons website, daar gaan 'n YouVersion leesplan wees. Luister, jy gaan nooit weer sukkel om iemand anders te help om te groei in hulle verhouding met Jesus nie. Kyk net die video, want dit gee vir jou 'n gevoel van hoe dit gaan lyk. Doxario het 'n baie groot passie vir mense wat hulle eerste stappe neem in hulle ontdekkingsreis van wie God is. Ons is oortuig dat 'n verhouding met Jesus die kern is van God se interaksie met mense. So ons het vir jou 'n hele proses voorberei om ander mense te begelei met hulle eerste tree van hulle verhouding met die Here. Dit sluit 'n video of 'n klankopname in van so ongeveer 5 minute, en dit is 'n daaglikse studie, 5 dae per week, en dit strek oor 4 weke. Die boek en al die materiaal is gratis beskikbaar op die Doxadio webblad en ook by firststepswithjesus.com. Wil jy nie sommer nou begin en iemand nooi om dit saam met jou te beleef nie? Jou eie geloof
sal geweldig groei, soos wat jy ander begelei om Jesus te ontdek. Ons is geweldig opgewonde oor hoe hierdie proses jou gaan bemagtig om die groot opdrag van Jesus uit te voer.